My hande hef ek op na U. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening weer hier by julle met 'n woord van die Here. Getiteld Die sout van die aarde. Amen. Amen, loof die naam van die Here. Kom ons kyk, dis deel van die bergpredikasie. Hy sê in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sou dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Goed, julle, kom ons kom gou terug na vers 13. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Sê vir my, hoe word jy die sout van die aarde? Wel, ek kan dit vir jou sê, nommer 1, né? As jy die woord van die Here inneem in jou lewe, die Bybel lees en jy neem dit in jou lewe, dan word daar 'n goddelike sout in jou lewe ingelê, né? Dan sê hy, julle is die lig van hierdie wêreld. Nou wil ek vir jou sê, nou hoe word jy die lig van die wêreld? Julle, as jy Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker aangeneem het, en jy lewe nie 'n donker lewe nie, dit beteken, jy praat nie vuil nie, jy vloek nie, jy sê nie verkeerde dinge, jy laat nie lelik, jy skinder nie teenoor ander mense nie, maar daar kom goeie goed uit jou mond uit, jy seën mense, jy straal 'n liefde van God teenoor hulle uit. Dan, met die inwoning van die lig is die Heilige Gees binne in jou, né? Met die inwoning van die Heilige Gees, dan begin daar in die Gees 'n lig uit jou uitskyn, né? En as hierdie lig so uit jou uitskyn, dan begin ander mense in hierdie wêreld dit sien, en dan begin hulle begeerte begin kry om dit te kan hê, en omdat jy dan 'n lig in 'n donker geestelike wêreld is, kan jy jou hand uitsteek, jy kan mense aanraak, né? Mense gaan begin 'n vertroue in jou hê. Mense gaan 'n liefde in hulle harte vir jou begin ervaar, né? Want daar is 'n lig wat binne in jou brand, né? Dan sê hy verder, 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal in die huis. So weet julle wat, daar gaan eintlik 'n heerlikheid uit jou uit begin skyn, né? En dan, waar ook al jy beweeg, jy gaan nie weggesteek wees en daar in 'n donker vertrek en niemand kan jou sien nie, maar weens die liefde wat uit jou uitkom, daai lig, jy sit dit nie onder 'n emmer nie, jy sit dit op die tafel. Wanneer jy daar buite beweeg, gaan mense sê, "Jagg, daar's iets anders omtrent daai vrou," of daar's iets anders omtrent daai man. Het jy gesien, daar's 'n mooi wat uit hom of haar uitkom, né? En so begin jy mense se lewens aanraak. Dan is dit soos 'n lig wat in 'n donker vertrek die hele plek begin verlig, dat almal kan sien. So julle, kom ons beywer ons, dat ons die sout van die aarde sal wees deur die woord van God. Dat ons dan 'n lig van hierdie wêreld sal wees, weens die liefde van Jesus Christus, wat in my en in jou hart woon. Kom ons doen dit, en ons vra die Here om ons so aan te raak. Amen. Goed, ek wil vir ons 'n gebed doen. Kom ons maak ons oë toe en ons bid. Vader, in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here, roep ons en bid ons en vra ek U, Here by God, Here, dat U hierdie liefde, dat U woord so lewend in ons harte sal maak, Here by God, en dat U dit diep in ons sal plant, Here, Vader, dat die heerlikheid van U, van die Here, in en uit ons harte sal skyn. Ons bid dit en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. My hande hef
As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.